Lorika, ons eerste vraag vandag is: hoekom voel mense deesdae so maklik oorweldig? Lekker vraag. Dis 'n lekker vraag. En ek dink dit is 'n relevante vraag want ek weet nie of enigiemand in hierdie wêreld dit reg kry om hulle self heeltemal onoorweldig te laat nie, vir verskeie redes, maar ja. Ja, so ek dink oorweldigende belewennisse is baie algemeen. Ek dink enigiemand kan min of meer hiermee, jy weet, vereenselwig. Maar jy weet, hier's natuurlik soos altyd met ons gesprekke is daar 'n oppervlakkige en 'n dieper betekenis hier agter. So ek dink kom ons trek sommer hier los met die dieper betekenis en dan kan ons verder, jy weet, gaan in die meer jy weet direkte redes hoekom mense vreeslik oorweldig is. Wat baie gebeur in vandag se samelewing en mense praat nie oor hierdie goeters nie, is in baie gevalle onberoude hartseer wat ons saam met al die skerms en die inligting en die nuus en die konstante inligting wat ons kan inneem moet verwerk. En jy weet, 'n mens leer eintlik van kleins af as jy behoue was genoeg van klein tyd af. Leer jy dat jou omgewing is veilig en dan bou jy in jou siege sekere boublokke wat maak dat jy inligting vinniger kan prosesseer, makliker van kan sin maak en vinniger kan liaseer in die korrekte plekke. So ek het sopas 4 sisteme genoem hier wat in enige een van daai 4 sisteme kan daar moontlik iets fout gaan. Maar nie net moet jy weet wat se inligting om in te neem en uit te sif nie. Jy moet ook weet hoe om dit te prosesseer. Jy moet weet hoe om dit te liaseer, maar dit moet ook op die regte plekke geliaseer word. Want inligting wat op die verkeerde plekke gebeere word, kan chaos veroorsaak in jou brein. En in die ou dae, jy weet, voor tegnologie of ek wil sê rekenaartegnologie losgetrek het met ons, jy weet, in die 80s en die 90s, het ons 'n baie rustige, kalm leefstyl gehad. Want ons het fisies naas die radio eintlik nie regtig ander inligting kon inneem nie. En jy het ook slegs radio geluister op sekere tye van die dag. Daar was nie konstant radio gewees nie. En natuurlik voor dit was daar ook nie eers radio gewees nie. So jy was met jou eie gedagtes rustig besig. Dan het jy iemand raakgeloop en hulle het vir jou inligting gegee. Jy kon baie kalm en op 'n baie ontspanne manier daai inligting prosesseer en dit liaseer en aangaan met jou dag. Waar vandag, ek dink ek het nou die dag raak gelees, ons word gebombardeer met iets soos 35,000 advertensies 'n dag. Dis inligting wat ons brein moet prosesseer wat hy glad nie voor gemaak is nie, nê? Nee. Dan het ons verskillende inligting wat ons inneem. Daar's advertensies, daar is net sosiale media waar ons onsself vergelyk met ander mense die hele dag, maar met die nuus, veral in vandag se tyd, jy's konstant besig om op verskillende vlakke te rou. Jy rou wat fisies besig is om te gebeur. Jy rou waaroor jy bekommerd is wat jy nie kan voorsien vir jou of jou kinders of jou eggenoot of jou gesin of jou familie of jou vriende nie. Jy rou wat jy nie kan bereik in jou persoonlike hoedanigheid nie. So saam met daai is daar daai diep komponent wat ons net jy weet in die gesig staar. Dan is daar natuurlik daai onderdrukte woede wat ek en jy nogal eintlik baie oor praat, waar jy mag nie in die huidige samelewing so kwaad wees soos wat jy 100 jaar of 1000 jaar terug net kon gewees het en daar was nie aanspreeklikheid gewees nie. Dan het ons op verskillende vlakke identiteitsverwarring. En ek praat nou nie net hier van 'n seksuele vlak nie, maar op enige vlak het jy identiteitsverwarring waar jy nie noodwendig weet waar jy inpas nie. Wie is ek regtig? Het ek ware self of vals self? Hoe gee ek myself voor in die wêreld? Hoe maak dit sin met my samelewing? Aanvaar my samelewing my vir wie ek is? En dan is daar natuurlik eksistensiële angs en ek meen met die oorloë wat nou reg oor die wêreld aan die gang is en ons eie mortaliteit, jy weet, ek praat nou net van in Suid-Afrika, of jy bekommerd is of jy gaan krag hê en of jy gaan water hê en jy weet hoe jy net vir jouself kan sorg. Daai eksistensiële angs is eintlik 'n gesprek wat ek en jy ons kan 'n hele gesprek net oor dit hê. So ons is oorweldig op 'n oppervlakkige maar ook op 'n baie diep vlak in die samelewing vandag. Soos jy nou praat, ek voel mens al klaar sommer net daai oorweldigheid, mens voel die gewig, want
Mens dink ja, dat sosiale media net soos jy gesê het en jy dink miskien aan een of twee van die punte wat jy genoem het, maar goeie aarde, dit is 'n lang lys, dis 'n stewige lys wat jy nou hier uit los mee getrek het en die ergste is hoe 'n mens identifiseer daarmee. Mens verstaan wat jy sê. Nou, om so oorweldig te voel, is nou ek kan nou dink nou nie baie goed vir jou oor 'n lang termyn nie. En as ek dan nou sê dis nie baie goed vir jou nie, wat is nie goed daarin? Sjoe, as jou brein so oorweldig is, nê, en jou brein was veronderstel om op 'n voetpaadjie oor die berge te wees, maar nou het ons hom op 'n 13-baan hoofweg geplaas en dis al die inligting wat hy kry, dan begin al jou ander sisteme nie op hulle volle potensiaal, operate nie, nê, en bewerkstellig nie. So met ander woorde, die grootste ding wat ek sien is dat mense sukkel om met mekaar te connect as hulle so voel. So want jy begin al hoe meer, recluse raak, jy begin al hoe meer jouself wegbeweeg van ander mense af sodat jy net moontlik al hierdie inligting kan begin verwerk. Die ander groot ding is ons besluitneming. Ons sukkel om dan besluite te neem. Jy weet, om dan byvoorbeeld te besluit wat ons eet vir aandete, wat ons aantrek daai dag. Daai is groot besluite waarmee jy elke dag besig is. Jy vind dat hierdie groot Fortune 500 CEOs, jy sal sien, hulle dra elke liewe dag dieselfde klere. En iemand anders het heel waarskynlik daai besluit vir hulle geneem. So hulle dra elke dag grys hemde of elke dag 'n wit kraaghemp en dieselfde das, want hulle kan nie energie bestee om nog sulke besluite te neem nie, want hulle is te besig met ander baie groter besluite en oorweldigende besluite. Ja, en ek dink, in 'n samelewing waar ons nie meer met mekaar connect nie, dit is tragies. Dis baie hartseer, net op sigself, so gepraat van onberoude, hartseer waarmee ons besig is. Ja, so dit word 'n siklus. Ja, 'n siklus en die ding is, dit voel vir my soos alles maar, as jy nou aanhoudend hierdie angsgevoel gaan saamdra, dan gaan jou battery pap wees, jy gaan nie kan, soos jy sê, funksioneer nie, jou verhoudings gaan daaronder lê, jou werk gaan daaronder lê. En dan wat my pla is dat mense besef nie altyd as jy battery vir so lank pap is, dan kan jy begin depressie ontwikkel en dan raak dit nou vir 'n hele ander diagnose. Ja, depressie en 'n verskeidenheid ander goeters. Op 'n somatoforme vlak begin jou liggaam ook reageer. Ons is in 'n samelewing waar dit doodnormaal is vir die mamma by die skool om te sê, ja, ek het alweer migraine, of ek het alweer 'n uitslag of 'n ding of enigiemand in enige omstandighede. In plaas van om stil te staan en te sê, wag, dis nie normaal nie. Ons is nie veronderstel om heeltyd migraines te hê nie. Dis nie modieus om heeltyd 'n migraine te hê nie. Dis kommerwekkend. Ons moet daarna aandag gee. En baie keer sal jy hoor dat, ek wil net spesifiek hierdie voorbeeld gebruik, maar mense sal dan na allerlei dokters toe gaan en spesialiste toe gaan en hospitale toe gaan, waar eintlik moet hulle met 'n sielkundige gaan praat om net te kyk, hoe kan ons jou arme brein 'n breek gee? Ons is nie gebou vir hierdie chaos nie. Dis bietjie soos om te verwag dat 'n toaster vir jou gaan water kook. Ons is nie ketels nie, ons is toasters, nê? Ons moet begin aanvaar in die samelewing dat ons gebou is vir ritme. Ons is gebou vir rus. Ons is gebou vir pauses. Dit is hoe ons geskape is en hoe vinniger ons in die samelewing dit begin agterkom, hoe vinniger kan ons onsself, beskerm en oppas. Dis interessant, ek het skielik in hierdie tyd van die jaar baie met mense gesprekke oor lent en hoe hulle iets opoffer vir lent. En jy dink jy offer net suiker op of jy offer net sosiale media op. Maar deur om daai een ding weg te vat, wat eintlik baie oorweldigend was in jou lewe. Kyk, dis 'n moeilike proses om deur te maak. Ek dink mense sal baie met jou praat oor hoe hulle spiritueel vreeslik swaar kry, skielik met hulle dinge, in die gesig staar wat hulle vir jare verhoed het en vermy het, nê? Maar skielik begin jy ook jou kreatiwiteit vind. Jy begin skielik tyd kry om weer met 'n vriendin of 'n vriend te gaan koffie drink, dalk 'n fliek te gaan kyk wat jy in jare nie kans gehad het om te kyk nie, 'n boek te lees wat jou vir jare rustig en geduldig wag op jou boekrak, wat nou afgehaal word en skielik gelees word, en jy begin reconnect met jouself deur om so iets te doen. En dit hoef nie net oor lent te gebeur nie. Jy kan vir jouself sê, maar in die 3de trimester van die jaar gaan ek miskien suiker opoffer of
sosiale media opoffer of wat ook al jy vind jou kryptonite is. Hmm. Ek dink almal van ons kan gerus 'n bietjie sosiale media 'n bietjie opoffer om ook net te voel watter groot invloed het dit op ons bestaan. Maar nou die tyd ons Ja. ingehaal. Mense, indien jy 'n vraag het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Lorika Fik. Sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Aller besonderhede is hierby indien jy vir haar wil kontak of meer oor haar wil gaan lees. Kyk gerus daar, deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie, want ons almal is tog nou oorweldig. En dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.